Hoeveel keer het ek en jy al gedink dat hierdie situasie kan nie gered word nie. Dis verby. Hoeveel keer het ek en jy nie al gedink, maar dis hopeloos te laat. Daar kan nie nou nog 'n wonderwerk plaasvind nie. Daar kan nie nou nog 'n deurbraak kom nie, want dis te laat. Alles het al klaar gebeur. Hoeveel keer het ons dit nie al gesê nie? Hoeveel keer het ons dit nie al gedink nie? Ek is so dankbaar dat jy vandag ingeskakel is by Herbou, want ek het in my persoonlike lewe het ek iets ervaar en beleef. En Abba kom praat met 'n mens op 'n besonderse wyse. En daar gebeur dinge in my lewe wat ek gedink het, joh, weet jy, ek is nou in 'n situasie en dinge het nou sy verloop gegaan. En dis asof dit vir my te laat is. Dis asof alles nou klaar gebeur het. Alles het sy gang gegaan. Dis te laat. Daar is nie nou oplossing nie. Daar is nie nou 'n deurbraak nie, want alles wat ek gehoop het nie gaan gebeur nie, het nou al reeds gebeur. Alles waarvoor ek gebid het nie moet gebeur nie, het nou gebeur. En ek het gedink dat die wonderwerke gaan plaasvind op 'n bonatuurlike wyse, dat dit wat vandag gebeur het, dit wat toe uitgespoel het in my lewe, dat dit nie sal realiseer nie, maar dit het. Maar ek besef toe, nadat dit gebeur het, besef ek, weet jy wat, Vader is nog nie klaar nie. Die storie is nog nie verby nie. Maar vir my het ek gevoel, maar weet jy wat, dis verby. Dis te laat. Ek kan niks meer doen daaromtrent. Dis hopeloos te laat. Daar kan nie nou 'n deurbraak kom nie. Daar kan nie nou 'n uitweg kom nie. Daar kan nie nou 'n oplossing kom nie, want dis te laat. Maar ek besef dat die lewende God is nooit te laat nie. Alles gebeur met 'n spesifieke doel. Alles gebeur met 'n rede. So moenie nou moedeloos raak om te sê, weet jy wat, ek het nou dit verloor en dit het nou gebeur en ja, hulle het nou beslag gelê van my huis of my voertuig of wat ook al. Hulle het nou beslag gelê van my besittings. Dis te laat. Moenie dit sê nie. Moenie dink dat daar is nie hoop en 'n uitweg nie. Want daar's baie keer sekere goed wat moet gebeur. Want jou begin is dalk gering, maar die einde is altyd groter as wat jy begin. En Vader kan uit jou situasie uit, kan hy 'n wonderwerk kan hy skep. En ek lees in die boek van Johannes hoofstuk 11, lees ek oor die opwekking van Lazarus. En weet jy wat besef ek? Dat almal het gedink, dis te laat. Almal het gedink, dis verby. En Yeshua het presies geweet waarmee hy besig is. Want hy kry die berig. Hoorie so, Lazarus is siek. En Yeshua tel hom. Hy sit lekker terug. Hy's ontspanne, hy's relaxed, want weet jy wat? Hy weet wat hy doen. Hy het nie onmiddellik opgespring om nou 'n wonderwerk te gaan doen en Lazarus te gaan gesond maak terwyl hy nog lewe nie. Nee. Hy het geweet presies wat hy gaan doen. Jy sien, daar's baie keer is daar in ons lewe goed wat eers moet doodgaan. Voordat ek en jy die wonderwerk kan beleef en ervaar. Daar's goed wat moet gebeur. Daar's dinge wat moet realiseer voordat ons die hand van die lewende God kan ervaar en beleef. Ek lees hier in die boek van Johannes hoofstuk 11 waar Yeshua kom nadat hy nou 4 dae gewag het. Kom hy by Maria en by Martha en hulle sê vir hom, maar as u hier was, sou hy gelewe het. En Yeshua weet in sy binneste, weet jy wat, julle gaan 'n ding sien. En nou kom Yeshua en hy sê, wys my die graf. Wys my die graf. Hy sê hier in vers 25, hy sê, Yeshua sê vir hom, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? En Yeshua antwoord, hy sê hierso in vers 34, hy sê, waar het julle hom neergelê? Gaan wys vir my, waar is die graf? En Yeshua het presies geweet wat hy gaan doen. Hy het presies geweet waarmee hy besig is.
En dis so belangrik dat ons nie sal dink, maar hierdie situasie is verby nie. Hierdie omstandigheid het sy tyd verloop en daar kan nie meer 'n wonderwerk plaasvind nie. Vader leer my iets so afgelope paar dae terug. Leer Vader my iets en hy leer my dat ek nie op die mens moet fokus nie. Hy leer my dat my vertroue moet wees op die lewende God en op hom alleen. Want daar was 'n situasie in my lewe en ek dink, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. Ja, ek weet nie of ek dit gaan maak nie. En Vader bring net rustigheid in my gemoed. En ek vat my gedagtes en ek bring dit na die lewende God en ek sê vir myself, weet jy wat? Ek gaan vertrou. Ek gaan nie kyk na mense nie. Ek gaan nie kyk na die situasie nie. Ek gaan op Vader vertrou. En op die regte tyd. Nadat ek gedink het, hoor hierso, dis te laat. Dis te laat. Nadat ek gedink het, hierdie ding het sy tyd uitgeloop. Kom die lewende God en hy voorsien op 'n bonatuurlike wyse en hy bring die wonderwerk. En hy wil hê dat ons daai hartsgesindheid moet hê. Hy vra vir Martha en Maria, hy sê, gaan wys vir my, waar het julle hom neergelê? En Vader wil kom kyk in jou lewe, hoe lyk jou geloof? Hy wil kom kyk, hy wil kom sien, hoe lyk jou geloof? Hoe lyk jou gedagtes? Hoe lyk jou hart? Is jou hart gefokus op hom? Hy wil weet, hoe lyk jou hart? Hulle bring hom by die graf. En Yeshua sê, weet jy wat? Rol daai steen weg. Hulle sê, maar Yeshua, hy sal 4 dae dood. Hy ryk al. Jy sien, baie keer in jou lewe gebeur dit so dat die situasie al lankal uitgespeel het. En jy dink, maar dis verby. Hier kan net nie 'n oplossing kom nie. Dis te laat. Maar keer op keer kom bewys die lewende God homself aan ons as die mens, om te sê, weet jy wat, al is ek laat, is ek nog steeds op tyd. Halleluja. Al is ek laat, dit lyk dalk vir jou, ek is laat, maar ek is nog steeds op tyd. En hy roep uit, Lazarus, kom uit. Hier kom Lazarus uitgestap. En hy's nog met die grafdoeke, is hy nog omgedraai. En hy gee die opdrag, hy sê, weet jy wat, gaan maak hom los. Gaan maak hom los. En laat hom gaan. En ek wil vandag vir jou sê, hier op Herbou, dat jy moet jouself kom losmaak van enige verkeerde gedagte. Van enige situasie wat jy dink, weet jy wat, dis verby. Dat Vader kan uit 'n situasie wat sy tyd verloop het, kan hy vir jou 'n wonderwerk skep. Hy kan vir jou lewe bring by 'n gedeelte in jou lewe wat jy dit die minste verwag. Hy kan lewe skep uit 'n dooie situasie. Hy kan. Dis die God wat ek en jy dien. Hy het dit kom bewys in my lewe. Hy kom lewe skep uit 'n dooie situasie. En baie keer moet daar sekere goed eers sterf in ons lewe, sodat hy weer kan lewe bring op 'n ander aspek in ons lewe. So moenie nou huil, en moenie nou bekommerd wees nie, want die lewende God is nog steeds in beheer. En die einde het nog nie gekom nie. Die einde is nog nie in sig nie. Die einde in jou lewe het nog nie gekom nie. Weet jy wanneer kom die einde? Wanneer Vader gesê het, dis klaar. Wanneer Vader gesê het, dis klaar. En as Vader gesê het, dis klaar, dan sal dit gebeur, want hy het die laaste uitspraak in ons lewens. Hy het die laaste uitspraak in ons lewe. Maar jou lewe is nog nie verby nie. Daarom as jou lewe nie verby is nie, is die wonderwerke nie verby. Want Vader het die laaste sê in terme van jou lewe. Hy het die laaste sê. En as Vader gesê het, dis verby, dan is dit verby. As Vader nie gesê het, dis nie verby nie, dan moet ek en jy vashou aan die belofte van die lewende God. Want wanneer dinge doodgeloop het, en die stroom van voorsiening het op een plek gestop, en dinge het doodgeloop in een aspek van ons lewe, dan moet jy begin uitkyk, want op 'n ander area in jou lewe gaan Vader begin lewe skep, want dis wat hy doen, dis wie hy is. En dit lyk dalk vir ons asof dit te laat is, maar vir die lewende God is hy op tyd. Halleluja, hy's op tyd
om sekere goed te bewerkstellig in jou lewe. So moenie bekommerd wees dat dinge sy tyd verloop het nie. Moenie bekommerd wees dat goed nou so gebeur het nie, want eintlik is dit jou tyd om op te staan. Eintlik is dit jou tyd om weer te herlewe. Eintlik is dit jou tyd om weer te herbou. En dit wat jy gaan bou, nadat alles afgebreek is, dit wat jy gaan herbou, gaan beter, groter en sterker wees as dit wat afgebreek is. So, wees nie bevrees nie. Moenie bekommerd wees vir dit wat sy tyd verloop het nie, maar kyk uit na die lewende God, se hand op jou lewe, dat hy gaan openbaar, dat daar op 'n ander area in jou lewe, gaan lewe uitspring, waar jy dit nie verwag het nie. Dis die God wat ek en jy dien. Halleluja, kan ons hom eer daarvoor. Ek dink ek en jy moet hom loof, ons moet hom prys, ons moet hom aanbid, want hy is nog steeds die God wat lewe gee in dooie situasies. Halleluja, en mag hy vandag in jou lewe weer kom lewe skep, kom herbou, sodat jy sy naam sal vereer en verheerlik. Halleluja. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, dankie dat jy ingeskakel was by Herbou. Wees geseënd, geniet jou dag en ons gesels op 'n volgende keer weer. Shalom.